Hallo julle. Nou ja, ek het 'n metode gekry om saad te ontkiem en om plantjies in te groei. En ek het besluit, ek gaan dit vir julle wys hierso en dan kan julle dit toepas. Ek dink dit is baie oulik en hulle noem dit 'n double cup metode. Dit is basies 2 koppietjies wat jy gebruik. En ek gaan nou gou vir julle wys hoe werk dit en dan gaan ek nou so saad saai sodat julle nou vir hierdie wintertyd dit kan doen en dan as die somer kom dat julle dit daar ook kan gebruik. Nou die eerste ding wat ons gaan doen is ek het nou sommer my soldeerbout gemaak en ek het gaatjies hier in die onderkant gedoen. Jy kan koppietjies kry wat dieselfde groot is. Jy kan kleiner koppietjies ook kry, maar ek het nou hierdie grootes gekry en ek verkies die wat deurskynend is want dan kan jy presies sien wat gaan vir wat. En nou die eerste ding wat ons doen, jy kan dit op verskillende maniere doen en ek het besluit om hierdie metode te gebruik. So jy gaan jy het jou koppietjie en dan wat jy basies gaan doen is jy gaan 'n touwtjie hier deur sit en dit gaan basies wees om die water van onder af deur te trek, te voer na die boonste koppie toe, dat jy nie gaan nodig hê om die hele tyd water te gee nie. Ek gaan nou vir julle wys hoe dit werk. So ek het nou my touwtjie hierin, ek het sommer 'n ou skoenveter gevat en gesny, want ek weet nie waar is my ander tou nie. En dan gaan jy nou 'n goeie seedling mix vat. So ek het nou hierdie is net seedling mix wat ek gekoop het. Wat ek gaan, ekskuus, ek het nou nie my handskoene aan nie, dis in my verskriklik, daar is 'n klont. So ek gaan nou net hier insit. Obviously as jy kleiner koppietjies gebruik, dan gaan jy baie minder van hierdie vulsel nodig hê. Jy gaan dit so effentjies vasdruk en onthou as jy gaan plant, dan gaan dit nou mos nou maar afsak. Okay, so kom ons sit dit so in. Ek gaan 2 doen. Ek het nou hierdie ene en dan gaan ek hierdie ene ook doen. Jy kan, jou koppietjies kan jy spykertjies gebruik om die gaatjies in te maak of wat ook al. Maar ek het gelukkig gesoldeerbout. En dan vul ons nou hierdie koppietjies so op. En dan druk ons dit nou so effentjies vas, want onthou die water gaan dit mos maar laat afsak. Ek sit nog so 'n bietjie hier in. Dis sy. As jy nie 'n seedling mix het nie, kan jy jou eie ene maak. Jy kan grove sand gebruik met 'n bietjie tuingrond en miskien 'n bietjie kompos. Okay. So nou het ons hierdie 2 koppietjies hierso so. Okay. Dan ek gaan gou die saadjies saai. Hier's nou 'n stukkie houtjie daarin. So ek het ertjies en spinasie want dit is nou tyd vir die winter wat ons kan insit. So ek gaan so 4 insit. Onthou ons gaan hulle van hier af verder uitplant, so moenie te veel insit nie, want dan sal dit baie op mekaar. So ek 4 ertjies insit en ek gaan 4 spinasies ook insit. Onthou nou, soos ek vroeër gesê het, julle kan enige kole, ons gaan die kole nou insit, ek gaan so 5 van die spinasiekies insit. Ertjies, wortels, beet. Die wortels en die beet gaan ons nou nie hier in kan sit. Ons gaan die beet seker hier kan in begin. Maar dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Ek net as ons saadjies ingesit, nou gaan ons 'n dun laagie grond of ons mengsel bo-oor sit. Net 'n dun laagie, nie te fout wat baie mense maak is om dit te dik te maak. Okay, en dan gaan ons dit net effentjies vasdruk. En ons gaan dieselfde met die ertjies doen. Sit hulle in. Druk hulle so effens vas. Sy, nie te veel nie. Goed. Dit is nou gedoen. Nou gaan ons hulle net 'n bietjie water gee. Julle onthou terwyl saadjies ontkiem, jy het hulle nie voeding nodig nie. Dit is eers as hulle 4 ware blare het wat jy gaan nodig hê om hulle voeding te gee. So vir nou vat hy sy voeding uit sy omhulsel uit sy saad omhulseltjie uit. So ons gaan nou net vir hulle water gee. En onthou, hierdie is nou 'n goeie mengsel. Hy het water nodig om te begin ontkiem. So mens moet net versigtig wees met nie te veel water nie. En dit is wat hierdie metode baie maklik maak. Goed. Okay, nou gaan jy jou 2 damkoppietjies, ek noem hulle sommer damkoppietjies, jy gaan jou 2 damkoppietjies vat, gaan hierdie net uit die pad uit sit ons damkoppietjies hierso, en nou gaan jy 'n bietjie klippies onder ingooi, veral as die koppies dieselfde grootte is. So ek gaan gooi soveel klippies aan die onderkant in, ek het hierdie sommer in die tuin opgestel, en hierso ook,
Ek wil net sê, dis die enigste tyd wat julle my met vuil naels sal sien. Ek is mos nie lief vir vuil naels nie. Ok, daar gaan ons nou water ingooi. Ek wil nou net vir julle wys. Jy gaan net ingooi, laat die klippietjies net toe is onder die water. Ok, so. Ok, hierdie enetjie ook. Net so. Ok, daar gaan ons koppietjies insit. So hier steek ons touwtjie nou uit. Hy kom in die water, hy gaan die water opsuig en hy staan so en dan hierdie enetjie dieselfde. Hy gaan dan nou so in die koppietjie instaan en daar het jy jou dubbele koppie metode. Ek gaan nou vir hulle sakkies opsit dat hulle kan laat ons sakkies gaan begin ontkiem en dan gaan ek op 'n warm plek sit. Ek het nou van hierdie ziplock sakkies gekry. Onthou, ons maak basiese hotels. Julle moet nou onthou, hierdie touwtjie gaan die water van onderaf optrek. So wat jy dan gaan doen, gewoon, as ons so hotels dingetjie maak, gaan dit nie nodig vir jou wees om enigstens weer water te gee nie. Omdat hy sy eie, hy is mos nou 'n hotels met die sakkie, so hy gaan nou basies na homself kyk. Sodra hulle begin groot te word, dan gaan jy nou die sakkie afhaal, en dan gaan jy begin om hulle dan andersins water te gee. Maar die hele idee is, dat jy nie nodig het nie om water te gee nie. Jy gaan net water in die reservoir hier in die onderkant gooi. Dis al wat jy dit gaan nodig wees om water te gee. So, ek gaan nou hierdie omsit, en dan gaan ek dit buite sit, en dan sal ek vir julle oor 'n week, hierdie goed vat so 7 dae om te begin ontkiem, dan gaan ek vir julle oor 'n week weer indoen, dan kyk ons hoe gaan dit, en dan kyk ons of ons goeders werk. Nou ja, so daar het ons dit nou. Daar is ons, ek maak hier nou net so. Onthou jy moet nou nie gaatjies inmaak nie, want dit moet ons nou vir hom sy lekker atmosfeer skep. Julle moet net kyk, as die goetertjies begin ontkiem, moet die sakkie nie aan die blaartjies raak nie. So julle, dit is 'n baie maklike metode hierdie. Jy kan dit ook met saailinge doen. Wat jy doen is jy ontwikkel 'n baie sterker wortelstelsel en dit is wat ons graag wil hê. So kom ons hou hierdie dop oor 7 dae. Ek gaan hulle dan in ander koppietjies insit, dat ons kyk hoe lyk die wortelontwikkeling. Maar dit is die dubbelkoppie plant ontkiemingsmetode. Daar sê